Hallo almal en baie welkom by hierdie aanbieding oor die eindtye, waar ons gaan kyk na 'n paar aspekte en dinge wat betrekking het op die eindtye, soos die dood van die mens, die tussentoestand, die 1000 jaar vrederyk, die opstanding, die finale oordeel, die hemel en die hel, en dan praktiese gevolge. Hoe moet ons lewe indien ons meer weet wat die Bybel van die eindtye leer? Maar voordat ons verder gaan, kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons loof en prys U vir al die seëninge wat U oor ons lewens uitstort. Here, ons weet daar is baie dinge wat ons voel, ons baie keer kort kom, maar ons wil vra en bid dat, soos Paulus geleer het om in alle omstandighede tevrede te wees, ons dieselfde sal leer, soos ons Here Jesus beter leer ken en in sy voetspore stap. Gee dat ons vandag meer kennis sal opdoen van die eindtye, maar nie net meer kennis nie, dat dit ook sal oorspoel na ons daaglikse lewens en hoe ons lewe. Want so gereeld dink ons hierdie lewe en hierdie bose bedeling is al wat daar is, maar daar wag vir ons 'n blinke, wonderlike toekoms, iets wat geen mens kan beskryf hoe wonderlik dit is nie. En mag ons daarna uitsien en daarvolgens lewe, en mag hierdie aanbieding daartoe dien, in Jesus naam. Amen. Kom ons val weg. Ons kyk in die eerste plek na die fisiese dood van die mens. Nou wanneer 'n mens gaan kyk na die skepping van die mens, dan lees ons dat God sy asem in die mens ingeblaas het. En daarom kan ons sê die mens is liggaam en siel, of eerder liggaam en gees. Nou wat gebeur wanneer 'n mens doodgaan? Dit is die skeiding tussen die liggaam en die siel. Die gees van die mens keer terug na God toe, maar die liggaam keer terug na stof. Wanneer die Here die vloek oor die mensdom uitspreek in Genesis, dan sê hy, stof is jy, en na stof toe sal jy terugkeer. So die mens se liggaam gaan na die graf toe, maar sy gees gaan na die Here toe. En dan soos ons lees in Jakobus, 'n liggaam sonder 'n gees is waarlik dood. So iemand wat dood is, sy liggaam, alhoewel sy gees by die Here is, indien hy 'n gelowige was, sy liggaam is werklik dood. Ons lees ook in Lukas 23 vers 46 dat ons Here Jesus aan die kruis sê, ek gee my gees in u hande oor. So sy liggaam was werklik in die graf, werklik dood, maar sy gees was by die Here. Nou een ding wat ons baie mooi moet besef is, die dood is nie eintlik natuurlik nie. Wanneer ons gaan kyk na die tuin van Eden, indien Adam en Eva nooit gesondig het nie, sou daar nie dood gewees het nie. Hulle sou in die paradys gelewe het, as ook hulle nakomelinge, en die hele mensdom sou vir altyd letterlik hemel op aarde gehad het. So die dood is eintlik nie iets natuurlik nie, die dood is die gevolg van die sonde, en julle kan maar gerus na daardie skrifgedeeltes gaan kyk wat dit bevestig. Maar ons weet ook, nadat die mens se liggaam sterf, het die persoon wel 'n bewussyn. Met ander woorde, sy gees is lewendig. Ons kan maar dink aan Jesus wat vir die man aan die kruis sê, wat saam met hom daar hang, jy sal vandag nog saam met my in die paradys wees. Ook sy liggaam het na die graf toe gegaan, maar sy gees het na die paradys toe gegaan, en dit is 'n bewustelike ervaring. Ons kyk dan na die geestelike dimensie van die dood. Soos ons vroeër gesê het, die dood is nie iets natuurlik nie, en die dood is nie iets wat eintlik moes gebeur het nie. Die dood is 'n vloek wat oor die mens uitgespreek is. Dit het te doen met God se toorn, sy oordeel, soos ons lees in Psalm 90 en in Romeine 1. Maar vir gelowiges is die dood nie die einde nie. In Christus word die dood getransformeer. Nou is dit eintlik maar net soos 'n voorportaal na die ewige lewe toe, dis 'n oorgang. En dit is die wonderlike nuus, en ons lees byvoorbeeld in 1 Korintiërs 15, nadat ons hoor van Christus se opstanding uit die dood, en hoe dit beteken dat ons ook uit die dood uit sal opstaan, dan word die vraag gevra, maar dood, waar is jou angel? Waar is jou oorwinning? Die dood het nie meer die oorwinning nie, want ons Here Jesus het gekom om die dood te oorwin. En ons sal later in meer detail hierna kyk, maar ons lewe in die reeds maar die nog nie.
En wat ons daarmee bedoel is, die dood is reeds oorwin, maar ons worstel nog met die dood. Met ander woorde, die dood is oorwin, die dood het nie die finale sê nie, geen lewe of dood kan ons van die Here skei nie, maar ongelukkig moet ons nog die liggaamlike dood sterf. Maar eendag sal ons liggaam uit die graf opstaan en dit sal met ons siel herverenig word. Ons sal 'n verheerlikte liggaam ontvang in dieselfde manier wat ons Here Jesus 'n verheerlikte liggaam gehad het toe hy uit die dood opgestaan het. Die dood is wel nog nou in ons aan die werk, maar die dood is ook oorwin. Ek dink julle hoor daai van die reeds, maar die nog nie. Nou kyk ons na 'n baie interessante ding en dit is die tussentoestand. Nou, soos ons gesê het, wanneer die mens sterf, sterf sy liggaam werklik. En totdat ons Here Jesus die dag terugkeer, is sy liggaam dood in die graf en dit ondergaan verderf en dit word al hoe meer afgebreek en later is daar net 'n geraamte en bene oor. Maar die mens se siel of sy gees gaan na die Here toe en hy is bewus van dit wat aangaan voordat Jesus weer terugkeer. Die regverdiges, of kom ons sê eerder die mense wat hulle leë hande uitgesteek het en die verlossing in Christus aanvaar het, hulle siel gaan na die teenwoordigheid van die Here toe. Die bose gaan bewustelik die oordeel van God tegemoet. Hulle sal ewig in die helse vuur brand, maar reeds nadat die bose gesterf het, met ander woorde die mense wat geweier het om Christus se volmaakte offer aan die kruis te aanvaar, daardie mense beleef reeds iets van God se oordeel die oomblik wanneer hulle sterf. Ons kan maar byvoorbeeld dink aan die verhaal van die ryk man en Lazarus. Die ryk man roep uit na Lazarus en sê, steek asseblief net jou vinger in bietjie water, dat dit op my tong kan val, want dit is warm hier binne. En hy sê, gaan waarsku my broers, dat dieselfde nie met hulle gaan gebeur nie. So, om die tussentoestand reg te verstaan is, die liggaam sterf en gaan na die graf toe, die mens se gees gaan of na die Here toe, of dit beleef reeds die oordeel van God, en op die oordeelsdag, wanneer ons Here Jesus terugkeer, word liggaam en siel met mekaar verenig, die mens ontvang 'n verheerlikte liggaam, dan is die hele proses van die mens voltooi. Daar was, as ons kyk na die hele heilsorde van die gelowiges, daar was die uitverkiesing, daar is die regverdigmaking, daar is die heiligmaking, en dan is daar die verheerliking, die laaste stap in daardie heilsorde. Maar iets wat baie interessant is, selfs die bose gaan 'n verheerlikte liggaam ontvang, maar daardie verheerlikte liggaam, of daardie opgestane liggaam, gaan vir ewig in die helse vuur brand. Nou julle sal sien hier heel onder op hierdie slide, word daar gepraat van 'n sielslaap, in die Engels annihilationism of vernietiging, en die vagevuur. Dis 3 dinge wat ons verwerp. Nou die vagevuur word veral geleer deur die Rooms-Katolieke. Hulle sê dat wanneer 'n gelowige sterf, dan is hy dalk nog nie gesuiwer van al sy sondes nie. En dan gaan hy na hierdie plek toe, bekend as die vagevuur, of in Engels purgatory, en daar word hy gebrand dat al die suiwerhede van hom, onsuiwerhede van hom verwyder word. Maar hierdie is eintlik 'n aanval op Christus se offer aan die kruis, want ons lees in die Bybel, sy offer aan die kruis is genoeg om ons van al ons sondes te verlos, sodat ons eendag sonder smet of vlek voor hom kan staan. So die vagevuur is iets wat ons verwerp. Annihilationism, of die vernietiging, is ook iets wat ons verwerp. Hierdie is iets wat baie mense leer, en dit wil in sekere Bybelgedeeltes voorkom, of dit wel geleer word, dat daar geleer word dat die gelowiges gaan in die hele nuwe Jerusalem saam die Here woon, maar die bose gaan bloot vernietig word. So as jy 'n ongelowige is en jy sterf, dan is dit die einde van jou lewe, jou liggaam en jou siel sterf. Maar dit pas nie by baie van die dinge wat ons in die Bybel lees nie, soos die ryk man en Lazarus, soos waar ons hoor ons Here Jesus sê, en hulle sal ewig op hulle tande kners. Sielslaap is ook iets wat ons verwerp. Dit is iets wat sê, beide die liggaam gaan na die graf toe, en die siel slaap, totdat Christus terugkom. En dit kan nie waar wees nie, want ons weet, die oomblik wanneer die liggaam sterf, gaan die gees na die Here toe, of die gees beleef reeds iets van die oordeel van God. Nou, kom ons kyk bietjie na die hemel.
Ons moet verstaan, die hemel is nie primêr eintlik 'n plek nie. Dit gaan meer oor gemeenskap met God, om ten volle gemeenskap met die Here te leef. Daar wag vir daar wag die mens op die volkomenheid van dit wat nog kom. Ons wag vir die opstanding van die liggaam. So ja, ons kan sê wanneer 'n gelowige sterf, gaan sy gees na die hemel toe, maar ons wag daar nog vir die volkomenheid vir dit wat kom. Die aarde wat gesuiwer word met vuur, die hemel wat neerdaal en die Here wat saam met ons woon in die nuwe Jerusalem. En dan gebeur die opstanding van die liggaam, die siel wat nog heeltyd bewus was van wat aangaan en gelewe het, word met die liggaam wat dood was herenig, maar nou ontvang 'n mens 'n verheerlikte liggaam. Ons kyk dan na die opstanding. Ons moet baie mooi verstaan, die opstanding is iets wat fisies gebeur. Dit is nie net 'n mooi feeverhaal nie. Die opstanding is liggaamlik. Uit die grafte sal daar mense opstaan. Selfs Christene wat doodgebrand is in die vroeë arenas, of deur leeu's verskeer is, hulle sal opstaan, en hulle sal 'n verheerlikte liggaam ontvang. En dan sal hulle nooit weer verderf sien nie. En dit sal na die model van Christus se opgestane liggaam wees. En nou moet ons iets mooi besef oor die opstanding. Dit gaan in die Bybel minder oor die volgorde waarin dit plaasvind. Ons gaan bietjie kyk na die volgorde, maar dit gaan minder oor die volgorde waarbinne dinge gebeur en meer oor die saak, is jy reg? Met ander woorde, het jy jou geloof in die Here Jesus geplaas? Want indien dit die geval is, indien jy, soos die katekismes sê, jou lewe buite jouself soek in Christus, dan maak dit nie saak wat is die volgorde van die gebeure nie. Dan is jy reg om die Here te ontmoet, want die Vader kyk na jou asof jy alles gedoen het wat Christus in jou plek gedoen het. Nou iets baie interessant, die millennium, of die sogenaamde 1000-jarige vrederyk. Daar word in Openbaring gepraat van 'n 1000-jarige vrederyk. Maar hoe moet ons dit verstaan? Want die boek Openbaring is baie simbolies van aard, terwyl ander mense sê nee, ons moet dit letterlik verstaan. En nou staan eintlik maar 3 verskillende sienings. En die eerste een is amillennialisme. Nou die A voor millennialisme beteken nie. So met ander woorde, dit beteken dis nie 'n fisiese 1000-jarige vrederyk waarvan die Bybel praat nie. En hierdie siening leer, ons lewe nou reeds in daardie 1000-jarige vrederyk. En dis nie 'n fisiese 1000 jaar nie, dis net simbolies, maar ons lewe nou in 'n vrederyk. Maar baie mense sal sê, hoe kan dit wees? Want amillennialisme leer, die Satan is nou op hierdie oomblik gebind. Maar hoe kan dit wees met al die boosheid wat ons in die wêreld sien? Wel, die aanhangers van hierdie siening sê die Satan is gebind, maar op 'n beperkte wyse. Gaan lees maar Openbaring 20 en Lukas 10. So die 1000-jarige vrederyk of daardie periode van vrede is nou, wanneer die oorlede gelowiges saam met Christus regeer, die mense wat reeds oorlede is. Ons sien nie nou al die gevolge van die Satan se nederlaag nie, maar hy is gebind in die sin dat hy nie meer die nasies kan mislei en die groot opdrag kan verhoed nie. Met ander woorde, daardie groot opdrag in Matteus 28, gaan na die nasies, verkondig die evangelie, die duiwel kan dit nie belemmer nie. Die evangelie sal wêreldwyd verkondig word. Dit is egter steeds 'n tydperk van vervolging en lyding, want onthou wat ons gesê het, die Satan is gebind, maar op 'n beperkte manier. God se oorwinning nou is nie materialisties nie, maar geestelik. Want baie mense dink dat vandat Christus die dood oorwin het, moet ons in 'n wonderlike wêreld leef waar die regering aan ons kant is en alles val in plek en finansiëel gaan dit met ons goed. Maar dis nie die geval nie. Dit is 'n geestelike oorwinning. Ons kan dink aan Sondag 1 van die Heidelbergse katekismes. Maak nie saak wat met ons gebeur nie. Ons is verlos van die sonde, die Satan en die wêreld. En dit is oorwinning in die volle sin van die woord. Maar teen die einde van hierdie 1000-jarige vrederyk sal die Satan kortliks vrygeraad word en hy sal weer die nasies mislei, maar dan kom sy finale nederlaag en dan kom Christus terug en die finale oordeel vind plaas. En dan sal alle mense opgewek word, hulle sal veroordeel by mekaar kom en hulle sal van daardie tussentoestand waarvan ons gepraat het oorgaan na die ewige toestand.
Dis die een siening met betrekking tot die 1000-jarige vrederyk. Nou kom ons by die postmillennialisme. Hierdie leer gaan daaroor dat die evangelie gaan stadig maar seker die wêreldkultuur begin transformeer. Die millennium is nou, sommige glo dit is 'n deel van die tydperk tussen Christus se twee komste. Ons gaan nou 'n bietjie meer praat oor wat sekere mense bedoel met die sogenaamde twee komste. Satan se binding word soortgelyk geïnterpreteer as amillennialisme waarna ons nou net gekyk het. Met ander woorde, hy is nou gebind in die sin dat hy nie die groot opdrag kan ontwrig nie. Jesus sal kom, almal sal opstaan, die oordeel sal plaasvind en die nuwe hemel en die nuwe aarde sal plaasvind. En gedurende hierdie tydperk, in teenstelling met amillennialisme waarna ons nou net gekyk het, sal gelowiges in rykdom, invloed ensovoorts groei. Maar dis iets wat ons nie eintlik so mooi in die Bybel vind nie, want eintlik sê ons Here Jesus, terwyl julle hier op aarde is, sal julle dit moeilik hê. Ons sal vervolg word omdat ons so nou verbind is aan Jesus. Die wêreld haat hom, daarom haat hulle ons. Daar's min sprake in die Bybel, eintlik geen, van dat ons sal toeneem in rykdom en in invloed en sulke tipe goed nie. Dan kyk ons na premillennialisme. En ons kyk spesifiek na dispensasionele premillennialisme, want dit is maar die een wat die grootste onder die sienings is. Volgens hierdie siening sal die volgende in die volgende volgorde gebeur. Eers sal die wegraping gebeur. Nou die wegraping is iets wat ons in die gereformeerde kerk glo nie Bybels is nie. Die grootste teks wat gebruik word om die wegraping te ondersteun is 1 Tessalonisense 4. Julle kan dit op julle eie tyd gaan lees, maar wanneer 'n mens mooi na daai teks kyk, dan ondersteun dit nie eintlik die wegraping nie. So die wegraping gaan daaroor Christus kom in die lig, in die geheim, ongesien deur die wêreld. Mense wat gelowig is word weggeraap, dit beteken letterlik hulle word opgeneem om Christus in die lig te ontmoet. Die dooies in Christus, met ander woorde die wat alreeds dood is, staan op. Lewende gelowiges word in 'n oomblik verander, getransformeer, en hierdie gebeurtenis verskil van die wederkoms. So hierdie is amper Christus se eerste geheimsinnige koms, maar daar's later die tweede sigbare koms. Dan is daar die sogenaamde 7 jaar beproewing. En die dispensasionele premillennialistiese mense verdeel dit in 2 helftes. In die eerste 3,5 jaar gaan daar kom wat ons noem die anti-kris. Nou daar word veral in Johannes se briewe gepraat van die anti-kris. Hy sê daar's nou al reeds baie anti-kriste. Dit is mense, enige iemand wat Jesus Christus haat en sy werk teenstaan. Maar daar gaan een anti-kristelike mag kom. Dalk is dit een groot persoon, dalk is dit 'n wêreldryk. Ons moenie te veel spekuleer daaroor nie, maar hierdie anti-kris gaan 'n groot politieke leier wees met baie mag. En Israel gaan lewe in relatiewe vrede onder 'n verbond met die anti-kris. Nou in die dispensasionele premillennialisme word daar baie gefokus op Israel. Israel is nog God se uitverkore volk en Israel is belangrik. Dan kom die tweede 3,5 jaar. Dit staan bekend as die groot verdrukking. Dan breek die anti-kris die verbond met Israel. Hy is Israel nou nie meer goedsgesind nie. En dan word gelowiges in Israel baie erg vervolg en dan vind daai oordeele plaas, die seels, die trompette, die bakke waarvan die boek Openbaring praat. Dan is die tweede koms van Christus, of dan die wederkoms, en dan het hy nie nou onsigbaar in die lig gekom nie, nou kom hy sigbaar en liggaamlik. Hy keer terug na die aarde toe met die weggeraapte kerk, daardie gelowiges wat vroeër opgeneem is na hom toe. Die anti-kris en sy leer word by Armageddon verslaan, die Satan word dan vir 1000 jaar gebind, en dan erken Israel vir Jesus as die Messias, waar baie vandag dit nie doen nie. Dan kom die 1000-jarige koninkryk en die mense van hierdie siening interpreteer dit as 'n letterlike 1000 jaar bewind. Christus regeer vanuit Jerusalem as koning, Israel word herstel en ontvang sy beloofde land en seëninge, en dan is daar vrede, regverdigheid en lang lewendheid. Dit is die kenmerk van die wêreld, en die opgestane heiliges regeer saam met Christus. Dit is 'n tyd van voorspoed en vrede. Dan is dit die Satan se vrylating. Na 1000 jaar word Satan kortliks vrygelaat. 'n finale opstand vind plaas,
maar word vinnig deur God vernietig. En dan is dit die groot wit troonvonnis. Dis die finale opstanding van die ongelowige dooies. Alle ongelowiges word volgens hulle werke veroordeel en hulle word in die poel van die vuur gegooi, omdat hulle nie die offer van Christus aanvaar het nie, maar boos gelewe het. Dan is dit die ewige staat, die nuwe hemel en die nuwe aarde, die nuwe Jerusalem daal neer, God woon permanent by die verloste mensdom, en daar is geen meer sonde, geen meer dood, geen meer lyding nie, en dit is vir ewig so. Nou watter een van hierdie drie is die naaste aan die Bybel? Is dit nou amillennialisme, postmillennialisme of premillennialisme? Wel, elkeen het maar 'n stukkie waarheid in hom. Ek persoonlik is 'n voorstander van amillennialisme. Ek voel dit pas die beste by die interpretasie van 'n boek soos Openbaring en die ander apokaliptiese literatuur, want 'n mens moet mooi besef, boeke wat so simbolies van aard is, moet simbolies geïnterpreteer word, en daarom vind ek meer aanklank by amillennialisme, maar dit is vir jou om te besluit. Dan praat ons weer oor die alreeds teenoor die nog nie. Christus het reeds die sonde oorwin. Die koninkryk is reeds hier, en elke keer wanneer 'n hart gelowig word, kom die koninkryk al hoe meer. Die Satan is tot 'n mate gebind, maar die dood is wel steeds aan die werk, en ons sug dat ons hiervan verlos word. Dan die finale oordeel. Alle mense sal geoordeel word. In Matteus 25 vers 31 tot 46 is daar, dit staan bekend as een van die profetiese redes, en ons Here Jesus gebruik hier 'n mooi beeld om te verduidelik hoe die finale oordeel gaan plaasvind. Die Here gaan terugkom, sigbaar en liggaamlik, daar's nie sprake van 'n wegraping dan nie, daar's eenkoms van Christus, en dit is liggaamlik, almal sal hom sien, soos een gedeelte in Openbaring sê, selfs die wat hom deurboor het, sal hom sien, en dan skei hy die skape, wat die gelowiges is, en die bokke van mekaar. Nou, een ding wat ons mooi in gedagte moet hou is, baie mense dink, ongelowiges word geoordeel op grond van hulle werke, en gelowiges word geoordeel op grond van hulle geloof. Eintlik is dit nie 100% waar nie. Almal word eintlik volgens hulle werke geoordeel. Maar die rede hoekom gelowiges finaal verlos word, is want Christus se werke is tot hulle rekening geplaas. Omdat hulle geloof in Christus geplaas het, kyk die Vader na hulle asof hulle alles gedoen het wat Christus in hulle plek gedoen het. Daardie goeie werke word tot hulle gereken, en daarom word hulle vrygespreek. Goeie werke is wel nie dit wat jou red nie, goeie werke wys of jou geloof eg is of nie. Gaan lees gerus Matteus 25 vers 31 tot 46. As jy een ding uit hierdie aanbieding wil neem, gaan lees daai gedeelte vir jouself, en kyk bietjie raak hoe die goeie werke is eintlik nie dit wat jou red nie, maar die goeie werke is die gevolg van 'n hart wat verander is. En nou, eendag, ons lees dit ook in die Bybel, mense gaan verskillende belonings van die Here ontvang. Maar hieroor moet ons nie te veel spekuleer nie, want een ding wat duidelik is elke gelowige, al ontvang hulle dalk verskillende belonings, ontvang die ewige lewe en sal ewig in God se teenwoordigheid wees, en niemand sal op mekaar jaloers wees nie. Dan kyk ons na die ewige staat, daar sal 'n nuwe hemel en aarde wees. Baie mense sê ons woon eendag saam met die Here in die hemel, maar dis eintlik nie waar nie. Die nuwe Jerusalem sal uit die hemel uit neerdal, en dan sal die verlossing van die mens en die skepping finaal wees. God sal by sy mense woon, want die hemel, soos ons vroeër gesê het, is nie essensieel 'n plek nie. Die essensie van die hemel is die teenwoordigheid van God. En wat is die hel? Ons kan dit maklik sê, die hel is nie die afwesigheid van God nie, maar is die afwesigheid van sy genade. In die hel is God net in sy oordeel teenwoordig, en dit vir ewig. Ons kyk nou na die hemel en die hel. Die hemel is vreugde, heiligheid en gemeenskap met Christus, en soos ons nou net gesê het, die hel is die ervaring van die ewige oordeel van God, en jy kan daar gerus na die skrifgedeeltes gaan kyk. En nou praktiese gevolgtrekkings. Op grond van alles wat ons nou gesê het, moet ons die vraag vra, maar hoe sal ons nou lewe? Ons moet een ding besef, materialistiese dinge is tydelik.
Ja, jy mag die dinge wat die Here as gawes vir jou gegee het geniet. Jy mag jou huis geniet, jy mag jou kar geniet, jy mag jou vrou of jou man geniet, jy mag jou kinders geniet. Maar al hierdie dinge is tydelik. Alleen het jy in hierdie wêreld ingekom en jy sal alleen die wêreld verlaat. Maar as jy jou geloof in Jesus geplaas het, is jy nie alleen wanneer jy by die hemelse poorte kom nie. Die dinge van die koninkryk is dinge wat van ewige waarde is. Hoop op die ewige lewe gee aanleiding tot die lewe van 'n heilige lewe. Wanneer ons besef hoe verskriklik God se oordeel oor die sonde is, en wanneer ons besef dat ons gelukkig daardie oordeel vryspring, dan sal ons uit dankbaarheid 'n heilige lewe moet leef. 'n Ander ding wat gereeld gesê word is ons moet volhard. In die briewe aan die 7 gemeentes in Openbaring word daar gereeld gesê, maar aan die een wat volhard, sal ek die kroon van die lewe gee. En tog weet ons ook dat volharding 'n gawe van die Here is. Gaan lees maar 1 Tessalonisense 5 vers 23 en 24. Een ding wat ons moet wees is op ons hoede. Ons moet nie heeltyd net onsself met wêreldse dinge besig hou nie. Ons moet vra, maar hoe kan ek lewe om gereed te wees wanneer die Here kom? As hy terugkom môre of oor 10 minute, waarmee gaan hy my besig vind? Is ek besig met ewige dinge, soos om te gee vir die hongeres en die dorses, om die evangelie te verkondig, om my gawes in die kerk te gebruik? Of sit ek maar net heeltyd in die gemak van my huis en geniet my materialistiese dinge? En dan moet ons wel besef, God beloon die mense wat getrou is aan hom. Maar dan moet ons die woorde van die Nederlandse geloofsbelijdenis mooi onthou. Wanneer ons eendag belonings ontvang, of wanneer ons in die hemel aankom, en die Here sê, wel gedaan my getroue slaaf, dan is ons antwoord, ek het net gedoen wat van my verwag was. En dit is vandag se aanbieding. Ek hoop dat julle dit baie geniet het, en dat dit baie stof tot nadenke is.